Nie alleen het die lig van die wêreld vergifnis en genade oor ons gebring nie, maar die lig het ook die guns van God onverdiend na ons lewens toegebring. Luister mooi. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, sal God in al my behoeftes voorsien, volgens sy rykdom in heerlikheid. As gevolg van Jesus, is ek geseënd, sê die Bybel, in my kom en in my gaan. Ek is die kop en nie die stert in my lewe nie. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, sal net goedheid en guns my volg al die dae van my lewe. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, is my familie geseënd, is my kinders geseënd en rus die guns van God op hulle lewens. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, het ek wysheid. Ek besit die sin en die gedagtes van Christus. Die Here lei my in my pad en hy is die gids van my lewe. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, is God my beskermer. Hy is my skild en hy is my fort. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, wil God vir my doen verbo, luister na wat sê hy, verbo enige iets wat ek ooit kan bid of vra. Dit is die hart van God vir sy mense, sy guns, wat hy op hulle wil gee. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, hoef ek nie te bloot oorleef in my lewe nie, maar ek kan floreer, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van die ekonomie, ten spyte van wat ander mense rondom my ervaar, floreer ek, sê God se woord. As gevolg van Jesus, sê die Bybel, vrees ek geen slegte nuus in my lewe nie. Ek staan vas op die rapport van die Here, want dit is nie 'n slegte rapport nie. Inteendeel is dit 'n rapport van 'n toekoms, 'n hoop, 'n vrede en nooit ooit van nadeel nie. As gevolg van Jesus is ek nie bemoeid met wat môre vir my inhou nie. Hoekom nie? Want God se woord sê dat my God sal sorg dat alle dinge ten goeie werk vir die wat hom liefhet. As gevolg van Jesus is ek hoegenaamd nie bekommerd oor wat ek of my familie môre gaan aantrek of eet nie. Want die woord sê dat God sorg vir die voëls in die lug en die lelies in die veld. En selfs Salomo in al sy glorie was nooit aangetrek so goed soos een van daai voeltjies of daai blomme nie. Hoe te meer sal God vir my sorg. God se guns oor ons lewens as gevolg van Jesus. En ek kan sommer al sien, hier sit sommige van u en u is besig om te dink, maar ek ondervind dit nie in my lewe nie. Hoekom nie? Ek wil dit voor u sit, dat een van die redes waarom mense God se guns in hulle lewens nie ervaar nie, is omdat hulle 'n lewe van verskonings leef. Wat bedoel ek daarby? Hulle gebruik hulle nadele in die lewe as 'n verskoning waarom hulle God se guns nie kan ervaar en geniet nie. Mense sal sê, ek het 'n droom, maar ek het nie die hulpbronne om daar uit te kom nie. Ek het nie die finansies nie. Ek ken nie die regte mense nie. Ek het nie die regte connections nie. Ek het nie die regte opbrengs nie. Ek het nie die korrekte opvoeding nie. Ek is aan die verkeerde kant van die spore grootgemaak. Ek is fisies gestrem. Ek het al te veel foute in my lewe begaan. My sondes is te veel en te groot. God sal nooit guns oor my lewe wil uitstort nie. Luister mooi na my.
'n lewe van verskoning sal jou altyd weghou van die guns wat die lig aan ons geopenbaar het. Maar wanneer jy op Jesus fokus en jou genoegsaamheid in hom, sal God al jou nadele vat en bonatuurlik sal hy dit omskep tot jou voordele en jou bates. Skielik word jou struikelblokke jou trapklippe. In Matteus 4 en vers 16 is daar 'n interessante vers wat sê, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land en skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Ek weet, daar is van u hierso vanoggend, dit voel asof die skaduwee van die dood oor jou lewe, oor jou drome, oor jou gesin, jou huwelik, jou werk, jou finansies, jou toekomsplanne, dit voel asof 'n skaduwee van die dood oor jou lewe opgekom het. Daar is mense vanoggend hier wat voel, ek verdien nie God se guns in my lewe nie, as gevolg van verkwiste jare, slegte besluite, foute en mislukkings in my hede. Ek sal dit nooit kan ervaar nie. Vir jou voel dit asof 'n skaduwee van die dood oor jou drome en jou toekoms opgegaan het. Ek herinner u van Moses. Moses het 'n droom gehad wat God vir hom gegee het. Dit was 'n droom om die Israeliete uit Egipte te vat tot vryheid toe. Maar voordat dit kon gebeur, het Moses 'n fout gemaak. Hy het 'n man doodgemaak. En vir 40 jaar lank het dit gelyk en vir hom gevoel asof hy gediskwalifiseer was. Want in die woestyn moes hy gaan wegkruip om sy eie lewe te kon bewaar. En daar sonder twyfel het hy gevoel dat 'n skaduwee van die dood oor sy lewe en sy droom opgekom het. Weet jy wat is die interessante ding? 40 jaar later daag God op en sê God vir Moses, dis nou tyd. Want ek wat God is groter as daardie skaduwee van die dood oor jou lewe. Dis nou tyd. En wat interessant is dat God daardie 40 jaar in die woestyn tot sy voordeel gebruik het. Want al die ondervinding wat hy daar opgetel het, kon hy ryklik gebruik, wanneer dit tyd was om die Israeliete uit Egipte te neem, en hulle in die woestyn te moes gaan lei, vir nog 40 jaar. Al die ondervinding wat hy daar nodig gehad het, het hy in daardie 40 jaar van ballingskap gekry. God vat sy nadeel en hy maak dit sy voordeel en hy gebruik dit om nog steeds hom by sy droom uit te bring. Vanoggend wil ek vir u sê, u moet luister. Ek kondig vandag aan u aan. Die lig, Jesus, is sterker as die skaduwee van die dood wat op hierdie oomblik oor jou lewe rus. Dit is sterker as jou mislukkings en jou foute. En daarom sê ek vanoggend vir u, staan op, word verlig, want jou lig het gekom en die heerlikheid van God gaan oor jou op. Dis tyd om daardie skaduwee af te skud, om te laat gaan en die lig te ervaar. Dit is God se doel vir jou. Nommer 3, die laaste een vandag. Die kerslig openbaar 'n doel vir ons lewens. Dit openbaar 'n doel vir ons lewens. Matteus 5:14 tot 15. Julle is die lig van die wêreld. Interessant, né? Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld.
Nou praat dieselfde Jesus, hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie, en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die matemeter nie, maar op die stander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Soms is ons so gefokus op ons eie behoeftes en ons eie drome, en ons is so besig om te wag vir 'n wonderwerk in ons eie lewens. Maar partykeer is dit nodig dat ons ook 'n wonderwerk in 'n ander persoon se lewe gaan wees. Ek wil vir u sê, daar is genesing in u hande. Ons is houers, containers van God se liefde en God se genade en God se guns aan diegene om ons. Jy, my vriend, is vol, propvol. Miskien voel dit nie so nie, miskien weet jy dit nie, maar jy is propvol bemoediging, genade, herstelling, genesing. Oral waar jy gaan, kan jy die goedheid en liefde van God versprei. Vir diegene met behoeftes om u, kan u na hulle toe gaan, en u kan gerus vir hulle gaan sê, my vriend, ek weet dat jy foute gemaak het, maar vanoggend is ek hier om vir jou te sê, God se genade is groter as enige fout wat jy kon gemaak het. Jy kan gerus na jou vriende, kollegas, familie toe gaan, en indien dit nodig is, kan jy vir hulle gaan sê, my vriend, ek weet dat jy